Goeiemiddag en baie welkom by nog 'n uitsending van Praag TV. Daar het nou geweldige klomp goed gebeur, maar moenie vergeet om op die kanaal in te teken nie, want dit is belangrik dat ons hierdie kanaal uitbou tot 'n magtige medium. Daar het nou 'n klomp dinge gebeur, veral nou oor die pas naweke waarby ek betrokke was. Ek het met mense in Amerika gepraat en ons het nou 'n hele organisasie in Amerika agter ons, wat in Washington DC gevestig is. En die groot geveg begin nou en die eerste stap is 'n internasionale petisie teen die ANC, teen die volksmoord wat die ANC eintlik reeds in Suid-Afrika teen ons pleeg. Maar nou die interessante ding is dat kyk, hulle sê nou, daar is nie genoeg lyke nie, daar is al duisende lyke van ons mense, maar hulle sê daar is nie genoeg lyke nie, en dis nog nie 'n volksmoord nie, maar toevallig, ek sal nou vir alles, net so 'n paar basiese beginsels oordra. Hierso is nou byvoorbeeld, goed, laat ek nou eers die petisie vir u wys, so hy lyk so. Dus die organisasie se naam is Libertas Vanguard Society. Ongelukkig is hierdie petisie nou nog net in Engels, maar hy sal binne die volgende paar dae in Afrikaans en in Pools en Frans en Russies en elke moontlike taal ter wêreld gaan hierdie petisie kom. En daar gaan miljoene mense wees wat hom gaan teken. Dit is ons oogmerk. En dit sê, ja, dis die Libertas Vanguard Society, a nation betrayed, demand global action for South Africa, en dan gaan dit so aan. En dan word daar gevra vir getekende sanksies teen die ANC. Dan vir formele klagte by die internasionale geregshof en die internasionale hof teen die Suid-Afrikaanse regering en natuurlik dan die vlugtelingstatus vir Afrikaners en die wit minderheid in Suid-Afrika wat reeds eintlik toegestaan is deur die Trump-administrasie, en dan wetlike en diplomatieke maatreëls om diegene in Suid-Afrika verantwoordelik te hou wat die volgende gepleeg het, die kulturele en politieke vervolging van Afrikaners en die blanke minderheid in Suid-Afrika, die aanhoudende verdrukking en marginalisering van inheemse gemeenskappe en die sistemiese aftakeling van tradisionele Afrika stamregte, as ook die aanhoudende korrupsie, rassediskriminasie, geweld, ekonomiese verval, misdade teen die mensdom en oortredings van menseregte wat deur die staat en sy geassosieerde akteurs in Suid-Afrika gepleeg word. So jy kan nou, ek sal die skakel hieronder in die beskrywing van hierdie video plaas, en dan kan jy dit daar gaan teken en versprei dit so wyd as moontlik, want hierdie aksie is dit is die antwoord op al ons probleme. Want die ANC gaan nou onder soveel druk, wel, hy is reeds onder druk van die Amerikaanse regering, en daar kom wetgewing in Amerika teen die ANC en getekende sanksies reeds, maar ons moet nou hierdie golf eenvoudig net so groot opbou, dat hy uiteindelik hierdie hele verrotte stelsel wat in Suid-Afrika geld, net voor hom kan wegvee. Maar by die beginsel, die intellektuele beginsel of die regsbeginsel wat hier te sprake is, uit te kom. Dit het eintlik die ANC op 'n skinkbord ook vir ons gegee. En dit het gegaan, dit staan hier in die uitspraak, die tussentydse uitspraak van die internasionale geregshof in Den Haag, in hierdie saak wat die ANC nou teen Israel aanhangig gemaak het. En jy kan nog gaan kyk, maar ek het dit nou hierso, ek sal dit hier op die skerm gooi. Hierso onder, hierdie is nou, dit is 'n hele lang ding, maar hier aan die einde kom daar nou die eintlike bevel van die hof ter sprake.
En dan hier onder punt 3 staan daar, by 16 votes to 1, het hulle die volgende besluit. Nou, dit is net daar die regter van Uganda, dink ek, wat baie pro-Israel is, wat nie daarmee saamgegaan het nie, maar die res, dit was eintlik 'n eenparige bevinding van hierdie internasionale geregshof. En hulle sê so, the state of, gewoonlik vertaal ek hierdie goed in Afrikaans, maar ek sal dit sommer, ek het nie nou tyd nie, dus gaan ek dit sommer vir in Engels lees. The state of Israel shall take all measures within its power to prevent and punish the direct and public incitement to commit genocide in relation to members of the Palestinian group in the Gaza Strip. In favor, en dan is daar al 16 regters insluitende, wat sit Moseneke, Dikgang Moseneke, wat 'n vorige regter van die Grondwethof nogal in Suid-Afrika is. Dus kan u sien wat daar eintlik staan, dat as jy aanhits tot volksmoord, wat sowel die ANC as die EFF, die hele gespuis, almal van hulle saam, doen dit al jare lank. En die oortreding is nie wanneer daar 100,000 mense doodgemaak word vanweë jou aanhitsing nie. Nee, die oortreding is die aanhitsing. En nie net dit kyk, die media selfs in Suid-Afrika is ook skuldig, want hulle het al die jare vir Malema en sy bende en die EFF aangehits om hierdie aanhitsing te doen, en hulle het lekker gelag daaroor, ons gaan nou Afrikaners doodmaak, ons gaan nou boere doodmaak, almal van hulle, al hierdie linkse media in Suid-Afrika, hulle, veral natuurlik in Engels, hulle het dit almal gedoen, hulle is almal aandarig daaraan, en natuurlik Malema self. Dus hulle het reeds hierdie konvensie oor volksmoord van 1948, ek dink is artikel 3, het hulle reeds oortree, en daarom is hulle vervolgbaar. Hulle moet vervolg word in die internasionale geregshof, en selfs in ander lande waar daar universele jurisdiksie oor hierdie goed bestaan, soos in die VSA as ook in België. En dit is nou wat moet gebeur. Almal wat hulle daaraan skuldig gemaak het, aan aanhitsing tot volksmoord in Suid-Afrika, en selfs hierdie regter Kietli, en die res van hierdie regters, van al hierdie howe, van hierdie hof in Johannesburg, van die Appelhof, van die Grondwethof, hulle is almal skuldig daaraan, die hele stelsel is verrot, en hulle moet almal nou pa staan vir hierdie misdaad teen die mensdom, wat hulle teen ons gepleeg het. Hy is reeds gepleeg. Daar mag niet 5,000 plaasmoorde gewees het, maar, en hoeveel 10,000 ander mense wat ook vermoor is, maar die oortreding was die aanhitsing, en dit is die ding wat ons nou gaan dryf. En ons gaan dit met die Amerikaanse regering dryf, ons gaan dit in die internasionale media dryf, as ook natuurlijk in die sosiale media, want ons is nou sterker as die media. Die ANC deur propaganda in Suid-Afrika in bewind gekom, want al die media, veral natuurlijk die Britse media, en die liberale media in New York, was aan hulle kant, en jy kon nie enige alternatiewe boodskap destyds ingekry het, of enige redelike debat oor wat in Suid-Afrika aan die gang was met die hervormings wat daar destyds plaasgevind het nie, of enige iets van die aard nie, dit was net hierdie eensydige haat teen Suid-Afrika, haat teen die Afrikaner boere haat, wat destyds gegeld het, want die media was in beheer, maar die media is nie meer in beheer nie. Ons is nou in beheer met ons eie media, en met al hierdie, natuurlijk, wat noem hulle, ek weet nie, hulle praat van smaakmakers, maar al hierdie meningsvormers in die VSA, soos Tucker Carlson, Joe Rogan, Ben Shapiro, al hierdie mense,
En ons moet die boodskap by hulle uitkry en verseker gaan ons, ek dink hulle ondersteun ons reeds in hierdie boodskap, dat die ANC en die EFF en almal wat hulle met haatspraak en aanhitsing tot volksmoord teen die Afrikaner en ander minderheidsgroepe besig gehou het, hulle moet nou vervolg word. Dit is wat moet gebeur. En ons wil 'n totale verandering van stelsel in Suid-Afrika sien, binne die volgende 6 maande. Maar dit gaan van ons afhang en ons moet hierdie ding nou baie hard begin dryf. En ja, dit gaan 'n geveg, 'n woordegeveg wees. Maar ek kan nie vir julle sê, ek het 'n gesprek gehad met 'n Constant Viljoen, toe hy nog gelewe het. En hy het vir my gesê, sy weermag het reg gestaan en wat ook al daar in die vroeë 90er jare. En hy het gedink dit gaan 20% militêr wees en 80% polities. Maar uiteindelik was dit 100% polities. So jy gaan nie wapens by betrokke wees of wat ook al nie, maar dit gaan 'n geveg met idees en met woorde wees en ons gaan daardie geveg wen. Ek is moeg vir om hierdie dom, onnoosele ANC's op die televisie te sien en wat ook al met hulle slim slagsbreuke wat hulle nou jare lank geleer is soos 'n rympie oor rasisme en oor die verlede en die apartheid en al die goed. Nee, al daai goed gaan nou grondig gekritiseer word en ons gaan vir mense ook leer hoe om daai goed te beantwoord en ons boodskap van die onreg wat daar aan ons gepleeg word, die misdaad teen die mensdom van die afgelope 30 jaar, dit gaan nou op die voorblad wees, dit gaan voorrang geniet, dit gaan in vet hoofdruk letters oor die aardbol geskryf word. Dit is wat nou gaan gebeur, en soveel as moontlik mense moet daarby betrokke wees, oral op sosiale media, en ons moet hierdie petisie geteken kry, en ons gaan hierdie petisie aan die internasionale geregshof oorhandig, en ons gaan hom aan president Trump oorhandig, en aan elke moontlike staatshoof ter wêreld. Want ons is nou moeg om onder hierdie dwingelandy en die verdrukkers en hierdie oud kommuniste, hierdie zombies uit die kommunistiese verlede met hulle drome van 'n volksmoord teen ons. Ons is nou moeg daarvoor en ons gaan hulle nou voor stok kry en hulle begin aankla. Lewer kommentaar hierso onder in die kommentaarafdeling. Ek sal ook die skakel na die petisie daar plaas en laat dit nou begin rol. En ondersteun ons asseblief waar jy kan en kom ons kyk hoe ver ons hiermee gaan kom, maar ek is die oomblik toe ek 2 maande gelede daar in Praag gehoor het van Trump wat hierdie aankondiging gedoen het. Toe het ek sommer dadelik my eerste video daar opgeneem, want ek het besef, hier is die deurbraak waarvoor ons al 30 jaar lank wag. Maar die deur is nog net op 'n skreefie oop, ons moet nou daai deur afbreek en ons moet nou storm. Dis nou die tyd om te storm. Baie dankie. En moenie vergeet om die kanaal in te teken nie, en volgende keer maak ons weer so, en ek sal hier voortdurend op hoogte hou van ons vordering in hierdie saak.